Goeiemôre vriende en baie welkom by ons aanlyn diens vandag. Ons is in ons preekreeks Wat is jou ritme? Die wêreld is vol lelike dinge, maar die wêreld is ook vol baie mooi dinge. In Genesis lees ons, nadat God alles gemaak het, het hy gekyk na wat hy gemaak het en hy het gesê, maar dit was baie goed gewees. So hierdie Hebreëse woord wat daar gebruik word vir goed kan ook vertaal word as mooi. Dis baie goed, dis mooi, dis pragtig. So kom ons lees Genesis 1 vers 31 tot Genesis 2 vers 3 en ek lees uit die Afrikaans 2020 vertaling. God het na alles gekyk wat hy gemaak het en kyk, dit was baie goed. En dit was aand en dit was oggend, die 6de dag. So is die hemel en die aarde en alles wat daarby hoort voltooi. God was op die 7de dag klaar met sy werk wat hy gedoen het. En hy het op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gedoen het. God het die 7de dag geseën. Hy het dit heilig verklaar, want op die dag het hy gerus van al sy werk. Dit wat God geskep het, deur dit te maak. Later in hoofstuk 2 lees ons ook in vers 15, die Here God het die mens geneem om in die tuin van Eden geplaas om dit te bewerk en op te pas. En daai woord geplaas is die Hebreëse woord noak. En dit beteken net om daar te sit, om te rus, to settle down. En hier sien ons hoe die Here net ook die 7de dag geseën het. Barak beteken nie net is 'n daad van aanbidding nie, maar daar is ook iets van ontvangs wat ek kry. Daar's ook 'n voordeel wat daarby ingesluit is as te ware. Nou die goedheid en die skoonheid en die pragtig van die lewe saam met God word eintlik in hierdie wêreld net oorskadu deur dit wat Paulus later in die Nuwe Testament noem, nie die koninkryk van donkerte, die koninkryk van duisternis. So in hierdie tyd, in hierdie era waarin ek en jy leef, word dinge baie erger gemaak deur die feit dat ons 24/7 nuus het. Deur die nuus en deur sosiale media word ek en jy konstant heeltyd gevoer met hierdie dieet van vrees en woede. Die nuus is nie na die linkerkant of na die regterkant toe nie. Nee, maar die nuus vat jou af tot in die slegste, terribelste dinge van hierdie wêreld en wat aangaan rondom ons. Miskien sê jy dan nou, ja Theo, dis presies hoekom ek hierdie nuus lees nie. Maar dis nie die antwoord nie. Jy weet ons om in die een ekstreem kant te wees, om heeltyd nuus te lees, om beïnvloed te word deur die nuus, om kwaad en bang en vol vrees te wees en laat die nuus jou rondlei, is in die een ekstreme kant, en die ander ekstreme kant is dat, dis waarom ek nie nuus lees nie. Nee, maar wat is die antwoord? Die antwoord is, moenie nuus lees nie nuus lees nie, moenie nuus kyk nie. Die antwoord is, ek leer en ek groei om die beginsels van die Sabbat te beoefen. So die antwoord vir misbruik is nie geen gebruik nie. Die antwoord vir misbruik is korrekte gebruik. Net soos geestelike gawes. Gaan ons sê die antwoord, ja, omdat geestelike gawes so maklik misbruik kan word, daarom gaan ek dit glad nie beoefen en glad nie doen nie. Nee, dis die verkeerde ingesteldheid. Die antwoord op misbruik is nie geen gebruik nie, maar korrekte gebruik. En veral wanneer dit dan by die nuus inkom. En daarom is die beginsel van Sabbat daar, dat ons ook kan leer om dit reg te gebruik. En wat die media ook doen, is die media kom maak jou bewus van hierdie vergelykingsstryk. Hier is hierdie stryk, en of jy nou wil of nie, gaan ek en jy keer op keer binne in hierdie stryk trap. Binne in hierdie wip, binne in hierdie valstryk. Iemand het een keer gesê, vergelyking is die dief wat ons vreugde kom wegsteel. Nou, deur die media word jy heeltyd blootgestel aan dit wat iemand anders het. Jy word ook blootgestel aan iemand anders se vreugde en se geluk. En jy sien wat hulle het en hoe dit hulle met vreugde vul, en jy sien wat jy nie het nie. En nou is daar begeerte in jou hart om dit te kry. En dis hoe die hele advertensie besigheid opgestel word. Maar Jesus kom sê in Johannes 16 vers 33, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê.
Daar sal moeilikhede wees, daar sal moeilike dinge wees. En hartseer en pyn is onvermydelik in hierdie lewe. Maar Jesus sê, hou goeie moed, ek het hierdie wêreld oorwin. En nou dink ek die deel van daai wat Jesus sê, hou goeie moed, glo ek is, wanneer ek en jy intentioneel doelbewus gaan stop, gaan rus, gaan vreugde vind en ons op 'n plek kry van aanbidding of nadenking tot God. En so is dit nie net hartseer en pyn wat in hierdie wêreld is nie, maar Jesus kom sê ook in Johannes 15, na hy met sy disippels praat oor die liefde van die Vader en hoe gehoorsaam is hy aan die Vader, alles, dan sê Jesus in Johannes 15 vers 11, hy sê, maar ek het hierdie dinge vir julle gesê, sodat my vreugde in julle kan wees, en julle hierdie volheid van my vreugde kan ervaar, en in die volheid daarvan kan lewe. En so, hier is die probleem. Pyn en hartseer en lyding in hierdie gevalle wêreld is onvermydelik. Dis 'n gegewe, dit is so. Maar vreugde is nie. Wat bedoel jy, Theo? Wel, as jy reg deur die Bybel gaan bestudeer, jy gaan sien, pyn en lyding is altyd daar, maar vreugde kom nie net altyd outomaties na jou toe nie. En as jy deur die Bybel gaan bestudeer, en jy gaan kyk na vreugde, is daar ten minste 3 dinge wat jy kan sê. Nommer 1 is 'n gevoel. Vreugde kom van God af, dis 'n gevoel wat God gee. Dit gaan veel verder as net ons omstandighede. Ja, omstandighede, goeie omstandighede, gee vir ons gevoel. Wanneer lewe is soos wat dit bedoel is om te wees, dan ervaar ons baie vreugde en baie geluk. Paulus skryf juis, of althans Petrus skryf juis in 1 Petrus 1, vers 8 tot 9, en hy praat oor nuwe geboorte en wat dit beteken om Jesus te volg, en dan praat en dan sê hy, hierdie onuitspreeklike vreugde, dis hierdie gevoel wat jy ervaar, wanneer die Here in jou lewe inbreek, en jy Jesus volg, en jy is sy kind, en hy jou sy kind maak, en jy hom volg, hy sê, hierdie verlossingsvreugde is 'n onuitspreeklike vreugde, dis 'n gevoel wat jy nie altyd kan beskryf in woorde of kan neerpen nie, so dit is 'n ervaring wat ons kry, en Petrus sê, jy is hierdie onuitspreeklike ervaring, vreugde, so vreugde is 'n gevoel, maar vreugde is ook 'n kondisie, of kom ons sê eerder, dit is 'n karaktereienskap. Vreugde is nie net 'n gevoel wat na ons toe kom as gevolg van gunstige omstandighede of wat ook al nie, maar is ook die tipe persoon wat ek en jy besig is om te word soos wat ons Jesus volg. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde. Okay? Dis vreugde, dit is die Heilige Gees wat ook binne in ons werk, dis 'n karaktereienskap, dis wie jy is besig, soos wat Heilige Gees werk in jou, en soos wat jy Jesus volg, is jy besig om 'n vreugdevolle persoon te raak, ongeag van jou omstandighede en wat aangaan. En daarom is vreugde ook 'n dissipline. Okay, dis nie net 'n gevoel nie, dis nie net 'n kondisie of 'n karaktereienskap nie, maar dis ook 'n dissipline. Daar's tye wanneer vreugde maklik kom na my en jou toe as gevolg van gunstige omstandighede in ons lewe. Dink byvoorbeeld aan jou troudag, of dink aan die begin van 'n vakansie op jou eerste dag, of wanneer jy baie goeie nuus ontvang het. Dan kom vreugde maklik na jou toe. Maar dan is daar ook tye wanneer dit moeilik is om vreugdevol te wees. Dus daar's tye in jou lewe wanneer vreugde eenvoudig 'n gehoorsaamheid is aan Jesus Christus. Dat dit 'n dissipline is waar jy sê, maar nou kies ek om my vreugde te vind in die Here, en nou kies ek om in hierdie situasie vol vreugde te wees. Dit beteken nie jy moet heeltyd rondhardloop en lag en huppel nie, maar daar's 'n innerlike vreugde, dis die innerlike disposisie van ons harte. Ek lei my hart ek volg nie my hart nie, ek volg Jesus en ek lei my hart na die goeie dinge in hierdie lewe. Richard Foster, bekende skrywer, het gesê, hierdie dissipline word the discipline of celebration genoem. Hy sê, wanneer ons in hierdie dissipline is, wanneer ons doelbewus, intentioneel kies om op 'n sekere manier te dink en te lewe. En dit bring ons dan by vandag se derde beginsel van die Sabbatritme. Die dissipline van vreugde, die dissipline van net om fees te vier, feesviering.
En sabbatsritme is 'n meganisme wat vreugde voortbring. Dis een van die belangrikste dissiplines wat vir my en jou help wanneer ons die Sabbat beoefen, wanneer ons die ritme van die Sabbat beoefen, dan is dit een van die belangrikste dinge wat ons vol vreugde maak. Want omdat daar so baie slegte dinge in die wêreld is, juis hoe ons vol een van die meganismes, as ek dit 'n meganisme kan noem, om vol vreugde te raak en ons vreugde in die Here te kry, is wanneer ek in hierdie ritme van Sabbatsrus inkom. Wanneer ek rus, vol vreugde gevul word in hierdie oomblik, in hierdie tyd, in hierdie dag, en soos wat ek Jesus volg as my God en Verlosser. Okay, so om kortliks saam te vat, ons het 'n inleiding gedoen in hierdie reeks, en toe het ons gesê, John Mark Comer praat, en hy sê dan, daar's 4 belangrike beginsels van die Sabbat wat ons moet vashou, en in essensie beteken hierdie Hebreëse woord Sabbat net om te stop, om te rus. Maar hierdie woord Sabbat kan bevat ten minste die volgende 4 dinge: stop, rus, vreugde en aanbidding. En die heel eerste 2, om te stop en te rus, het meer te doen met weerstand wat ons bied. Ons moet kies, ons moet weerstand bied om te sê, ek gaan nou stop, ek gaan nou weerstand bied om te rus, ek gaan sekere dinge doen en ander dinge nie doen nie. En dan die tweede, of die laaste 2, vreugde en aanbidding het meer te doen met wat ek doen. So die eerste 2 het meer te doen met wat ek nie doen nie en teenstand bied, en die laaste 2 het meer te doen met wat ek doen. So vandag kom ons gaan voort en ons sê net 'n paar dinge oor vreugde. Deel van hierdie Sabbatsritme is vreugde. En as ons teruggaan na Genesis 1 toe, en daai gedeelte in die begin van 2 wat ons gelees het, dan sien ons net hierdie woord rus, en God het gerus, kan beteken letterlik, of hy die woord vir Sabbat beteken letterlik stop of rus, maar in dit het dit ook die idee van God het hom behaag, hy het vreugde gevind in die werk wat hy gedoen het. Daar was vreugde ook by hom gewees. Hy het gesien, dit was baie goed gewees, net ook hoe hy die Sabbat geseën het. Daai woord Sabbat, of seën, die woord barak, beteken nie net aanbidding en kniel en neerbuig nie, maar daar's ook 'n element van ontvang, daar's 'n element van voordeel. Met ander woorde, dis goed vir ons, dit sal goed vir ons wees, wanneer ons in hierdie ritme van die Sabbatsrus ingroei, en deel van die ritme van die Sabbatsrus is, ek is intentioneel om my hart met vreugde te vul in die skepping, maar uiteindelik te wys dit my, en dit anker en wortel my in my vreugde in my Skepper, nie net in die skepping nie, maar my vreugde vind ek in die Skepper. En hierdie ritme van vreugde is om vir my en jou te help, om ons gedagtes en ons harte te fokus op dit wat baie goed is in die aarde. Dit wat baie goed is, want God het alles gemaak, en hy het gesê, maar dit is baie goed. So hierdie Sabbatsrus is ook 'n deel daarvan wat ek en jy 'n ingesteldheid het, 'n siening, 'n wêreldsbeskouing het, waar ek spesifieke aandag gee aan dit wat goed en mooi is en waar is. Want net soos ons gesê het, daar is lelike en slegte dinge as gevolg van die sondeval. En net soos ons onthou wat Jesus gesê het, maar julle sal moeilikheid hê, net so weet ons ook, daar is vreugde, daar is mooi dinge, pragtige dinge, ware dinge. So ons is intentioneel in hierdie ritme wat ons fokus aan. Beteken nie, ons vat nou net een tyd of een dag en daan te fokus nie. Doelbewus, elke dag, ja, wanneer ek gaan slaap, wanneer ek opstaan, deur die dag vat ek 'n oomblik, en ek is net dankbaar, en ek fokus op die mooi, die goeie dinge, die ware dinge. Maar hier is 'n spesiale tyd, waar ek een keer in 'n week op 'n intentionele, spesifieke manier fokus om my vreugde in die Here te kry, om my vreugde ook te kry vanuit die skepping, maar ook saam met ander, saam met broers en susters in Christus, saam met geliefdes. Dit is 'n baie spesiale dag, wat ek ook 'n dankie kan sê, 'n tyd waar ek dankie kan sê. En kom ons verloor nie oog uit, hoeveel goed is daar eintlik in ons lewe nie. Nero wetenskaplik sê dat blykbaar is ons brein geneig om baie meer oor te leen na die negatiewe toe.
Nee, nou baie mense het 'n glas half vol ingesteldheid en persoonlikheid, en ander het 'n glas half leeg ingesteldheid, maar blykbaar en teen ook in die tyd waarin ons lewe, neig ons baie meer om te fokus op die negatiewe. Dit trek ons baie makliker aan. En so daarom moet ons onthou. So deel van die Sabbatsritme is ook om te onthou. Ek onthou deur die week, maar hier's nou 'n spesifieke tyd waarop ek onthou. Net soos wanneer ons op 'n Sondag die kerk het en die gemeente het wat fisies in persoon saam by mekaar kom, is dit 'n geleentheid waar ek saam met broers en susters kan onthou wie Jesus is en wat hy gedoen het. Kan ons onthou, kan ons feesvier, kan ons dankie sê, kan ons onthou waarheen ons op pad is, en kan ons onthou en mekaar herinner aan wie Jesus is, wat hy gedoen het, wat hy nou doen en wat hy nog gaan doen. Maar kom ons vergeet nie. So kan jy dalk miskien kan jy net 3 seëninge in jou lewe opnoem wat jy sommer van selfsprekend aanneem. Miskien sê jy op hierdie oomblik, "Jo, weet jy Theo, daar's so baie slegte dinge in my lewe, is taaf, is swaar, is moeilik. Ek kan aan niks goed dink nie. Ek kan aan geen blessing in my lewe dink nie." Maar ek dink as ons rustig word en stil sit en gaan dink, dan is daar baie seëninge in ons lewe, baie klein dingetjies wat ons van selfsprekend aanneem. En selfs wanneer daai klein dingetjies sou weggeneem word, daai van selfsprekende sogenaamde klein dingetjies, kan dit ons lewe drasties, radikaal verander. So kom ek help jou daar. Wie het jou vanoggend aangetrek? Kon jy self jou eie klere aantrek? Wie het jou tande geborsel? Het jy vanoggend badkamer toe gegaan? Kon jy dit op jou eie doen of moes iemand jou gehelp het? Jou kos wat jy genuttig het, kon jy dit sny of afbyt? Kon jy dit kou? Het jy tande? Kon jy daai kos kou? Theo, ek het skaars kos wat ek kan eet. Maar ja, selfs daai skaars kos wat jy het, kon jy dit self kou? Kon jy dit insluk? Kon jou liggaam dit verwerk? Kon jy dit op jou eie doen? Hierdie klein dingetjies wat ons baie keer van selfsprekend aanneem. So ja, ons vreugde is nie net in die skepping en die dinge rondom ons nie, maar ons vreugde is ook in God self. Deur die lewe, die dood en die opstanding van Jesus Christus en die uitstorting van Heilige Gees, het ons nou vrye toegang tot God ons Skepper, wie ons deur Jesus Christus Abba Vader mag noem. Ons het vrye toegang. Ons kan deelneem, as te ware, deelneem in hierdie vloei van liefde en vreugde en vrede, wat daar binne in die Godheid bestaan, binne in die drie eenheid bestaan, van ewig en ewig af, en ons kan deelneem daaraan, as te ware, wanneer ons harte oplig in gebed voor God. Ons het vrye toegang. Miskien sê jy vanoggend, ja, ek glo in God, ek leer baie van hom, ek het 'n gesonde, heilige vrees van hom, ek volg en gehoorsaam Jesus, maar wag 'n bietjie, Theo, om hom te geniet, om God te geniet, om my vreugde in hom te vind, om God te geniet. Wow, ek het nog nie daaroor gedink nie, dit klink dalk miskien bietjie te ver, maar ja, sommige van ons het dalk nodig om te leer dat my vreugde is in homself. Baie keer soek ons God se hand en ons soek nie sy hart nie. Ek sê baie keer, ja, aanbid God vir wie hy is, nie vir wat hy vir jou kan doen nie. Partykeer wil ons God aanbid omdat ek net wil hê hy moet 'n quick fix gee vir my. Hy moet al my probleme oplos. Hy is my bankbestuurder, of hy is my versekeringspolis, of hy is net die genie wat ek vry van alles doen. Dan gebruik ek God net as 'n stepping stone. Aanbid jy God vir wie hy en wat hy is, of vir wat hy vir jou kan doen? Soek jy God se hart of soek jy sy hand eerste? En dis dieselfde met die verhaal van die 2 verlore seuns in Lukas 15. Al 2 seuns het eers net die vader se hand gesoek. En die jonger broer, die een wat weggehardloop het en teruggekom het, hy is die een wat toe besef het en hy die vader se hart gesoek. Maar die ouer broer het heeltyd net die pa se hand gesoek. So ons moet leer ook dat ons vreugde in God kan vind. Dat ek ook myself in God kan verheug, dat my vreugde in hom is. Die Bybelleraar en prediker John Piper fokus baie op hier en hy kan jou baie help om te leer en te groei en te verstaan hierin. En om te besef dat die doel van aanbidding
is om God te geniet. Die doel van aanbidding, ons groot roeping hier op aarde, is om God te aanbid en hom te geniet. Is om God te aanbid en hom te geniet. John Piper skryf en is amper soos 'n life motto ding wat hy sê. Hy sê God word die meeste verheerlik in ons. Met ander woorde, hoe ek Jesus volg in my lewe, in my alles, verheerlik ek God. So wanneer mense kyk na my, word God verheerlik, want hulle sien vir Jesus in my, hulle aanbid hom, hulle gee hom die eer vir wie Jesus is. Hy sê God word verheerlik in my die meeste wanneer ek tevrede is, wanneer ek my vreugde vind in God. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. When we rejoice most fully in God, He is most glorified in us. En so, hoe meer intentioneel ons Jesus volg en ons leer en groei en maak vooruitgaan om die Sabbat deel van ons lewensritme te maak, hoe meer en meer gaan ons leer dat God is 'n goeie God. Hy is 'n goeie God en hoeveel vreugde vloei uitlik van hom af. Dawid sê die volgende in Psalm 16. Psalm 16 vers 8 sê Dawid: U wys my die pad van die lewe. Oorvloedige vreugde is in u teenwoordigheid. Lieflikhede in u regterhand vir altyd. Oorvloediglike vreugde is in u teenwoordigheid. En dis deel daarvan wat hierdie Sabbatsrus beteken. Deel daarvan wat een van hierdie beginsels van die ritme van Sabbat is om doelbewus te fokus op vreugde. Ja, dat in Jesus se teenwoordigheid is daar oorvloedige vreugde. Dat hy die bron van vreugde is. Dat hy die bron van my vreugde is. Dat ek my vreugde in hom vind. Dat ek leer om God te geniet. En uit dit uitvloei dit ook my vreugde wat ek kan vind in die skepping rondom my, en ook dat al die vreugdes wat ek vind in die skepping rondom my, verwys weer terug na Jesus, wat die bron van alle vreugde is vir my. Ek hoop jy begin stadig maar seker bietjie van 'n prentjie te kry van waaroor dit gaan, en dat die Sabbatritme is nie 'n godsdienstige plig wat jy moet navolg om God gelukkig te hou nie. Nee, maar dis eerder ek leer om te groei, om 'n lewe van vreugde te leef. 'n Lewe van vreugde wat geanker is in 'n vreugdevolle God. Okay, maar hoe kan ons hierdie ding nou doen van vreugde? Hoe kan ons nou groei in ons rusritme? Hoe groei ons in ons rusritme om intentioneel te wees in vreugde? Hoe groei ons in ons rusritme om intentioneel te wees in vreugde? Wel, dis 'n belangrike vraag en ek is bly jy daai vraag gevra, want kom ek gee jou ten minste drie praktiese beginsels of 3 praktiese toepassings wat ons kan gebruik. Net 3 dinge kortliks. Nommer 1, jy moet stop. Jy moet stadiger gaan. Gaan stadig. Slow down. Okay? Slow down. Want om gejaag te wees in vreugde, gejaagdheid en vreugde gaan nie saam met mekaar nie. Hulle veg teen mekaar. Jy het nodig om stadiger te gaan, om af te skakel. Gaan stadiger. Geniet elke oomblik waarin jy is. Wees bewus in die oomblik. Wees bewus van die oomblik. Geniet daai oomblik. 2 weke, week terug het ek en my vrou voorreg gehad om te gaan kamp, en ons is gaan kamp, en die eerste dag of 2 is ons in die berge, en die aandsteek 'n kampvuur aan, en die volgende oomblik kom die grootste, naaste, geelste volmaan op agter die berge. Het gevoel of ek my hand kan uitsteek en dit kan vat. Ewe skielik, ons het dit nie geweet en nie besef nie, sit en kyk na die vuur, en die volgende oomblik agter die bergtop kom hierdie maan op. En daai ervaring is in my gedagtes en my hart ingeprent. Ek het dit nog nooit so ervaar nie. En om net in daai oomblik te kon geniet. Om daai oomblik te kon inneem. En dis ook, en ek kan nie 'n oomblik inneem wanneer ek nie stadiger gaan nie. Maar hierdie stadiger gaan is ook reg deur my dag en reg deur my week. 7 dae week, ja. Waar dit belangrik is dat ek 'n oomblik vat van afsondering en stilte.
Al is dit 'n 5 minute iewers, al is dit uit jou kantoor uitstap of uit jou huis uitstap of iewers uit waar ek net vir 'n oomblik kan in afsondering en stilte wees. Maar nou het ek die voorreg in hierdie ritme van my lewe om 'n dag te vat en 'n gedeelte van daai dag te vat waar ek net kan sê ek kan stop, want as ek nie stadiger gaan nie, as ek nie slow down nie, kan ek nie dit wat in die oomblik is werklik geniet en kan inneem nie. En miskien is jy 'n tipe A persoonlikheid en jy is ongeduldig van nature en jy sê nee, dis hardloop, dis hier, dis daar en dis vir jou moeilik. Dis vir jou moeilik om stil te sit en net 'n geleentheid of 'n sonsopkoms of 'n blommetjie of net 'n tyd saam met 'n vriend of net iets anders wat ek kan waardeer. Maar ek wil jou aanmoedig om te leer en te kies om dit te doen, want dit is goed vir jou siel. Leer van Jesus. Jesus het 'n stadige pas gestap, om dit so uit te druk. Nommer 2, jy moet grense daar stel. Jy moet vir jou grense stel grense. Deel van Sabbatsvreugde is, jy gaan vir sekere goed moet nee sê, en jy gaan vir die goed wat vreugde bring moet ja sê. En 'n goeie plek om te begin om grense op te trek, is om miskien 2 lyste op te trek. Sê, hierdie dinge gaan ek nie doen nie, en hierdie dinge gaan ek doen. En dit klink miskien vir jou soos wettiesheid. Nee man, nou dis wettiesheid, dis godsdienstigheid. Nou moet ek met 2 klipbordse rondloop en sê hierdie goed mag ek doen, hierdie goed mag ek nie doen nie. Nee, wag net voor jy afskakel. Gaan doen dit, gaan beoefen dit vir 'n seisoen en gaan besluit vir jouself. Hierdie goed gaan nie maak dat God jou meer of minder lief het nie. Hierdie goed gaan nie maak dat jy meer of minder gered is nie. Dit gaan nie oor wettiesheid hier nie, maar dit gaan werklik om die beginsels te leer en te besef en te ervaar en die moet terug te bring by vreugde om intentioneel te wees. En ons kan dit doen reg en ons doen dit reg deur die week. Hier is 'n tyd waar ons intentioneel is en ek doen dit saam met ander. En jy moet self besluit wat vir jou hierdie lyse is. So byvoorbeeld kan jy op jou lys sit, dit gaan ons doen. In hierdie Sabbatsritme en wanneer ons hierdie gedeelte van die dag of hierdie dag een kan sit, watter dag dit ook al is, dan sê ons op my doenlys ons gaan almal bietjie slaap. Ons gaan almal 'n rus vat. En dit beteken nie ek gaan slaap noodwendig opvang nie en ek gaan met hard werk want gemiddeld slaap mense 6 ure 'n dag. 50 jaar terug het mense 11, 12 ure 'n dag geslaap en rus is belangrik en fisiese slaap is belangrik, maar ons gaan dalk 'n rus vat of nie. Maar ons gaan 'n ete hê rondom 'n tafel. Ons gaan familie en vriende nooi, ons gaan saam bid. Ons gaan leer om fees te vier. Miskien op jou ander lysie wat jy gaan sit wat ek nie gaan doen nie is ek gaan nie my maandelikse inkopies doen nie. So byvoorbeeld wil ek op 'n Saterdag wil ek nie winkel toe gaan nie. Ek gaan doen nie inkopies op 'n winkel nie. Ek gaan nie die nuus lees nie. Ek sukkel daarmee om daarby uit te kom. Dis iets waaraan ek moet leer, intentioneel moet wees, gedissiplineerd moet wees. Daar's 'n dag wat ek sê, ek lees nie die nuus op my foon nie. Ek lees nie die nuus nie. Ek wil nie weet wat daar aangaan nie. Ons raak ontslaaf van klein taakies en werkies wat ons doen by die huis, wat verpligtinge is en alles, en ons sit dit eenkant. Wat dit ook al vir jou is op jou lys. Nie om dit 'n swaar, moeilike las op jou te maak nie. Maar dit is belangrik, want daar's sekere goed wat ek voor moet nee sê, sodat ek kan ja sê vir die dinge wat vreugde bring. So, en dan wat belangrik eintlik is om al hierdie aktiwiteite wat jy het, al die aktiwiteite, hoe jy hierdie aktiwiteite gaan bepaal, as jy kry vir jou 'n raamwerk en jy sit dit deur hierdie sif as te ware, sit dit deur die sif van stop, rus, vreugde en aanbidding. Beteken hierdie aktiwiteit stop, beteken dit rus, beteken dit vreugde, beteken dit aanbidding en refleksie op Jesus Christus. Deel daarvan om te groei en vooruitgang te maak in die Sabbatsritme is om te leer om te slow down. Dit mag dalk ook beteken ek moet leer om meer eenvoudig te lewe. Ek moet dalk my leefstyl aanpas. Ek moet dinge eenvoudiger maak. En hierdie dinge gaan nie net deur 'n Sabbat nie, maar 'n Sabbatsdag nie, maar dit gaan ook reg deur die week, dink ek, is dit van toepassing. Miskien moet jy jouself vra, hierdie aktiwiteit wat ek nou doen, beteken hierdie aktiwiteit vir my stop? Want hier is hierdie sif, nee, stop, rus,
vreugde aanbidding. Beteken hierdie aktiwiteit stop. Ek stop van my weeklikse werk wat ek doen. Byvoorbeeld, jy kan 'n motorwerktuigkundige wees en jy werk 6 dae 'n week as 'n motorwerktuigkundige. Op jou een dag van rus gaan jou ritme nie wees, nou gaan ek my eie voertuig regmaak nie. Maar dit kan wees, ek hou van tuinwerk en tuinwerk bring vir my 'n sielerus, dit bring 'n vreugde in my. En ek gaan vir 'n uur of 2 dalk miskien 'n nuwe boom plant, of ek gaan blommetjies, of ek gaan my vrugte of my groentetuin aan die gang kry. Of as jy 'n motorwerktuigkundige is, ek hou van houtwerk, hou van iets te skaap en te maak, en dit bring my net vreugde daaruit. So, ons vra, beteken hierdie aktiwiteit, bring hierdie aktiwiteit stop, bring dit rus, dat jy werklik ook fisies gaan rus, en ook nie net fisies uitgeput is nie, bring hierdie aktiwiteit vreugde, en dan baie belangrik, connect hierdie aktiwiteit my in 'n dieper verhouding met Jesus, connect hierdie aktiwiteit my dieper met Christus. So weer eens, neem kennis, hierdie grense wat ons trek is nie reëls nie. Dit is daar om vir my en jou te help om te groei in 'n ritme van vreugde en van die skoonheid van God se skepping en om my te bring in 'n ritme van om my te verbly in Jesus, my vreugde te vind in Jesus en in sy skepping rondom my. Derde punt is gee jouself vreugde. Gee jouself vreugde. Met ander woorde, jy sê dalk vir jouself, weet jy wat, ek gaan sommer net myself bederf vandag. Ek gaan myself bederf. Hy sê, dit wat ek gaan doen, gaan dit vreugde bring aan God, maar gaan dit ook vreugde bring binnekant in my lewe. En sielkundiges het 'n woord hiervoor. Hulle noem dit pleasure stacking. So wanneer ek in die ritme van 'n sabbatsrus kom, is deel van daai sabbatsrus, man, hier's 'n geleentheid vir pleasure stacking. Pleasure stacking wat ek gaan inbring. So byvoorbeeld, gaan jy sê op ons dag wat ons uitsit in ons ritme, daar is die dag wanneer ons spesiale kosse gaan eet wat vir ons lekker is. Of ek gaan 'n spesiale nagereg maak. En hierdie gaan nie harde werk en afsloof wees nie, maar almal is deel hiervan. Dis pret, dis plesier. Ons bak dalk 'n lekker nagereg of 'n lekker koek saam en ek nooi familie en vriende oor en ons gaan dit saam geniet en ek gaan myself treat as te ware. Ek gaan myself pamper lang. Ek gaan myself hierdie vreugde gee. Wat dit ook al vir jou is. Vir my is dit nogal belangrik en wanneer ek myself kan treat en vreugde gee is om 'n mooi 'n fiksie storieboek te kan lees. Om nie net altyd 'n boek te gaan lees wat moet dink en harde werk nie, soos ek 'n diep boek moet lees tot aanvulling van die Bybel en goed. Nee, is 'n diep denken, dis werk vir my. Ek wil partykeer net 'n storieboek vat en 'n lekker storieboek lees. En hou met dit gereeld inwerk. En daar's ook ander tye. Ek dink 'n paar maande terug as ek en my vrou by haar ma en terwyl hulle vat die dag uit en hulle spandeer die dag saam. En vir my was dit net 'n lieflike dag want ek kon sit en sommer binne 'n dag lees ek hierdie speurverhaal saam en dit was soos om myself te treat en te pamper lang. Maar wat dit ook al vir jou is, wat ook al die beste dinge vir jou is, wat vreugde vir jou bring, vreugde vir julle gesin en familie saambring. Maar ek wil tog sê, een van die beste dinge wat ons kan doen in hierdie sabbatsritme is 'n maaltyd saam. Ek praat nie van 'n 5 minute microwave maaltyd nie. Ek praat nie van 'n takeaway hamburger wat jy gaan vat en almal sit voor die TV of almal sit voor sy eie skerm en eet nie. Nee, ek praat hier van 'n feesmaal. Ek praat hier van 'n ete van 4-5 ure. En 'n feesmaal hoef nie te beteken jy moet 3 soorte vleis en rys en aardappels en alles hê nie. Dit beteken nie jy moet borde en borde kos hê nie. En as dit dalk vir jou so beteken en jy kan, is dit ook goed en jy geniet dit en deel dit uit. Maar dit kan eenvoudig wees. Dit kan 'n groot bak sop met gebakte brode wees. En jy kan vir 4-5 ure om hierdie bak sop en brode kuier. Die belangrikste is die beginsel. Die belangrikste is dat jou week kulmineer
en bou op tot hierdie oomblik van feesviering en vreugde rondom 'n tafel of op die vloer, weg van skerms af, rondom 'n tafel, rondom kos en vriende en familie wat saam met jou is, wat julle saam hierdie oomblik kan opbou en kulmineer in die goedheid en die skoonheid en dinge rondom ons. Dis rondom die tafel, is 'n geleentheid om vir mekaar te bid, of vir mekaar te seën, 'n geleentheid om te reflekteer op die week wat verby is, om dankie te sê vir die Here, om te sing en te dans. Feesviering. Ek dink daar's iets daarin wat ons dalk miskien mis in die 21ste eeu, en wat ons dit weer moet hardwerk en terugbring binnekant in ons gesinne, binne in ons samelewings, tussen vriende en familie. En ja, sommige kere gaan ons in seisoene wees van hartseer. Sommige seisoene is pyn en lyding en hartseer, en jy voel dalk nie 'n lus om 'n feesmaal en vreugde te hê nie. Maar Jesus gaan nie verby ons pyn en ons hartseer nie. Nee, hy gaan nie verby nie. Jesus sê dis juis daar in ons pyn en ons hartseer wat ons dieper rus en vreugde in Christus vind. In die oomblikke van pyn en hartseer vind ons vreugde en ons rus in Christus alleen. En so daarom is die ritme van Sabbatsrus, is dit ook vir ons 'n herinnering. Is 'n herinnering van dat ons 'n goeie God volg. Dat ons God is 'n goeie God deur elke seisoen van die lewe. Deur elke seisoen. En ons leer ook om te sê, partykeer is dit oukei om nie oukei te wees nie. Ons moet nie maskers opsit nie. Maar dit beteken ek kan nog steeds hierdie Sabbatsritme beoefen, en ek kan nog steeds vreugde daarin hê. Ja, ek gaan dalk nie sing en dans nie. Ja, en ek gaan dalk nie voel om te lag nie, of wat ook al nie, maar daar gaan 'n binne vreugde en vrede in my wees in die Here. Ek kan gaan, Psalm 16 kan ek gaan en weer gaan lees en kan ervaar en sê, Here, in hierdie oomblik van pyn en hartseer en moeilike tye, ja, sal U my net weer kom vul met U vreugde. Dankie vir die wonderlike ding, Jesus. Dankie vir U gebed in Johannes 17, dat U is in my en ek is in U. En Here, dankie net hiervoor. En Heilige Gees, kom werk net die vrug van liefde en vreugde en vrede binnekant in my. Kom Heilige Gees, werk dit in my, en ek lei ook my hart na Christus toe, en ek kies ook om die goeie raak te sien. Ek kies ook in die pyn en lyding dankbaar te wees en die goeie dinge te sien, en sien hoe die Here dit ook gaan verander. So, ons is in die ritme van Sabbatsrus, wanneer dinge goed gaan in die lewe, maar ook wanneer dit voel of my lewe uitmekaar uitval, gaan ons daarin. So ons moet leer om te rus en ons vreugde te vind in Christus deur alle seisoene. Hoe het Paulus het gesê vir die kerk, vir die Christene in Filippi? Hy het gesê, wees bly in die Here, verheug julle in die Here, altyd. En ek sê weer vir julle, verheug julle self in die Here, verbly julle self in die Here, vind julle vreugde in Jesus Christus. En so ek sluit af deur te sê, Jesus se uitnodiging vir die wat hom volg, is, kom na my toe. Hy gee rus. Sy las is lig. Sy juk is sag. Hy sê, kom na my toe. Hy sê, volg my. Jesus se uitnodiging vir jou as Jesus volgelinge sê, volg my en volg my ritme. Volg my ritme van 6 in 1. 6 in 1. Werk en rus. Werk en rus. Daar's tyd vir werk en sweet en huil, maar daar's ook tyd om te stop en te rus en fees te vier en jouself te verheug. Te verheug in Christus en te verheug in dit wat hy vir ons gegee het. Jesus se uitnodiging is, kom en vind rus en vind vreugde vir julle siele in hom en in hom alleen. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons net kan stop. Kan slow down. En net kan herinner word, kan onthou, kan nadink, en net kan weet, U is die bron van alle vreugde. En dankie dat daar soveel vreugde en lieflikhede in U regterhand is. Jesus, sal U kom met hierdie kragtige regterhand en dit op ons neersit en ons net vul met U lieflikhede.
Mag ons geluk in U vind, ons vreugde in U vind. Mag ons bly wees in U. Help ons en leer ons Heilige Gees om ook Jesus te geniet. En dat ons vreugde en ons genot in Christus en in ons verhouding met Hom, dat uit dit sal vloei, ook ons vreugde in hierdie skepping. Leer ons om te slow down en om intentioneel te wees, om die goeie te sien in hierdie lewe, om vreugdevol te wees, om dit te geniet. Dankie vir familie en vriende. Dankie vir medebroers en susters in Christus wat U vir ons gee, om ook intentioneel saam feeste kan vier en vreugde te kan ervaar. Heilige Gees, dankie dat ons staan in die genade van Christus. Dankie dat U ons lei om stadig maar seker vooruitgang te maak hierin. Tot eer van Jesus Christus, ons God en Verlosser, wat gesê het, dit is afgehandel. Maar dankie dat dit ook tot goed is van my eie siel en tot goed is van die wat rondom my is. In die naam van Jesus Christus bid ek dit alleen. Amen. Ek wil jou uitnooi om te gaan hierdie week en om doelbewus te wees, om doelbewus te gaan beplan en spesifiek dalk rondom hierdie ete, gaan maak hierdie 'n weeklikse instelling, of miskien stadig begin dit 'n maand instelling en dalk 2 weke, maar by 'n weeklikse tyd waar jy tyd uiteensit, waar jy saam as 'n gesin, ook dalk vriende en familie oornooi, sit om 'n tafel. Nie by 'n TV nie, nie voor jou foon nie, sit om 'n tafel en leer en beplan. Dit moet beplan word en dit moet doelbewus wees en geniet 'n feesmaal saam en vind jou vreugde in Jesus en in die gawes wat hy rondom ons gegee het. Mag jy 'n geseënde week beleef. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Because you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. Oh, you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call